Handelinge 10. Jy sal nou onthou hoe ons 'n vorige keer juis gepraat het oor ene Kornelius wat 'n engel gehoor het vir hom 'n opdrag gee om vir Petrus te laat roep. En Petrus wat tegelykertyd 'n visioen gesien het van onrein diere wat hy hoor, maar God het gesê dit is wat hy gemaak het is rein. Nou hoor ons nou vandag verder hierdie preek wat Petrus dan nou in die huis van Kornelius lewe. Wanneer Petrus dan nou by Kornelius in sy huis instap, vind hy hier, Petrus en Kornelius se hele familie, sy vriendekring, die hele huishouding is daar. En dan moet 'n mens aanvaar, huishouding in die Bybelse tyd, dit beteken kinders, slawe, werkers, familie, vriende, almal van ver en naby. Hier is almal teenwoordig na Petrus se preek te luister. En Petrus, wel bewus van wat hier aan die gang is, besef, ek is hier in 'n Romein se huis, 'n heiden. En hier kom ek binne om die evangelie van Jesus te verkondig. En dan leer Petrus wat dit sy visioen beteken. Dit wat God rein verklaar het, maar geen mens onrein verklaar. Ons lees altans, Petrus kom tot die ontdekking as hy in vers 34 sê, God maak geen onderskeid tussen mense. God aanvaar almal. Jesus is vir almal bedoel. En dan preek Petrus, ja, hy verkondig die evangelie, Jesus wat aan die kruis gesterf het, daardeur het vergifnis vir almal se sondes gekom, sê hy in vers 43. En interessant, dat hy nou juis hier in Kornelius, die Romeinse offisier, sy huis preek, en in sy preek oor Jesus, sê hy geen woord van die Romeinse soldate, by die betrokkenheid van Jesus se kruisiging. Die uiteinde waarby Petrus wil kom is om te sê, wanneer hierdie Jesus sterf en opstaan uit die dood, dan is daar vergifnis van sondes vir almal bedoel. As Petrus klaar gepreek het, dan hoor 'n mens die vreemde, dat die Heilige Gees ook oor hierdie mense daar in Kornelius se huis neerdaal. En is dan wanneer Petrus besef, maar daar's nou nie meer 'n rede wat verhinder dat al hierdie mense hier teenwoordig, wat nou opnuut die evangelie in Jesus Christus ontdek en vind, dat hulle gedoop word. En hier lê ook vir ons 'n les. Ja, wanneer al daardie mense in Kornelius se huis gedoop word, dan moet ons aanvaar. In daardie huishouding was daar ook kinders. En juist dit leer ons so ietsie oor ons eie verstaan van die doop. Nêrens in die Bybel is daar enige stelling teen kinderdoop. Maar net so is daar ook geen motivering vir kinderdoop. Wat ons egter hier in Handelinge 10 sien, Kornelius en sy huisgesin, almal kinders ingesluit, as die almal tot bekering kom, word almal gedoop. Groot en klein. Op so 'n manier bevestig God juis met die doop om te sê, ek het jou lief, jy behoort aan my. Sien, met die doop is dit God wat praat. God wat bevestig, net soos wat water skoon was, net so was die bloed van Jesus Christus ons skoon van ons sondeland. Daarom ook vir Kornelius en sy hele huisgesin, jonk en oud. Daardeur leer ons ook dat die evangelie van Jesus Christus ook vir almal van ons bedoel is, jonk en oud. Ons ver van God lewe en Here ons pad terugvind na geloof toe, nog altyd naby aan God leef. Sy liefde vir almal van ons bedoel. Luister 'n volgende keer verder.